Vandag het ons die wonderlike voorreg om hier so by die pragtige Rosemary's restaurant in Klerksdorp te sit. En my wonderlike gas is niemand anders as Daniel Booyens. Daniel, vertel ons 'n bietjie, wie is jy en waar het jy groot geword? Ek is 'n plattelandse meisie. Ek kom van Hartbeesfontein af. Ek bly nou in Klerksdorp, dankie tog. Ek is tans. Tans want ek het iets anders gedoen voor dit. Ek is tans 'n content creator en influencer. En dit het begin as 'n hobby en toe dit net explode en ek is my so voorreg om vir ander mense te kan inspireer en te kan wys hoe om hulle self te wees en hoe om met confidence goed te doen en aan te trek en mooi te lyk, want jy kan met so min moeite en met so min kan jy jouself laat lekker voel en laat beter lyk. Daniel, maar jy voor influencing nog 'n thing was, as ek my taal so kan meng, het jy dit outomaties gedoen? Dis nie iets wat jy nou gedink het, almal doen dit, ek sal dit ook kan doen, of dit is wie jy in essence, dis wie jy is. Ek onthou, ons kinders was saam op kleuterskool, dan ek jy altyd so bewonder as jy verby my stap om jou dogtertjie te kry of af te gee. En dit is vir my die mooi ding om te aanskou. Jy het nie iets probeer word wat jy nie is nie. Waar het hierdie eksentrieke en passie van jou begin? Jy het iets genoem van jou hare. Ja, ek het eintlik al van skool af as ek weird, want ek het op skool al, en toe is dit nog nie eers 'n ding nie, het ek 'n lang romp wat blommetjies opgehaat het met 'n bloedrooi, ek sal dit nooit vergeet nie, 'n bloedrooi Roxy t-shirt met pink opgeskryf gehad en ek het pink plakkies gehad waarop hy pas en ek was weird want daai tyd het jy nie so aangetrek nie, veral nie vir iemand wat dit het nie. En ek het maar net so stelselmatig, ek weet nie, my styl het ge-evolve. Ek noem dit boksie. Eventueel word jy maar in 'n boksie ingedruk, want of jou gewig druk jou daarin of TV, tydskrifte. Ja, Jy word tipe van gesê hoe om te wees en hoe om goed te doen en hoe om aan te trek. En ek het net besluit, ek wil nie so wees nie. Ek wil, jy hoef nie in jou boksie te wees om jou te wees. Maar dit het begin by my hare, ja. Ek het mense al gehad, ek was by die drive-thru by McDonald's en hardloop iemand uit en sê so, kan ek asseblief jou hare afneem, ek wil net vir my haarkapster wys, hoe lyk jy, en dan moet ek reg in die ronde draai, en dit het baie goeie vriendin van my gesê, hoekom neem jy jouself net af en post dit nie, en dan kan ander mense ook sien, sê vir hulle waar jy dit doen, of waar jy jou skoene gekoop het, en dit is hoe dit begin het, so ek het dit regtig niet gedoen as 'n hobby. Ek het 'n voltydse houtstoor gehad, ek het 'n forklift gery bedags met my hakskoene, so dis nie, ek trek nie net so aan per geleentheid nie, ek trek elke dag so aan, want dit is vir my lekker, dit is vir my lekker om lekker te voel, en ek voel as jy lekker voel, dan straal jy uit, en jou gemoed wys en dan voel jy nie lekker, en dit laat jy lekker voel as jy mooi aantrek. Natuurlijk, en dan Daniel, buiten dat jy nou regtig 'n baie mooi vrou is wat straal en wat Dis harde werk hoor. Dit kom nie net van self nie. En jy het gaan studeer. Jy het nie een of ander grafiese rigting of fashion design of so gaan swat nie. Nee. Ek het hierdie hele lewenslyn gehad wat ek vir myself uitbeplan het. Ek het regtig gaan swat. Ek het 'n regsgraad LLB by die PUK gedoen. Hy hang in my studeerkamer, dis te mooi. Ek het hom nog nooit gebruik nie. So nee, die is net als ek. Ek het gelukkige gawe gekry. Ek sien die prentjie in my kop as ek sien iets. Jy gee vir my iets en dan soos in my huis ook. As ek besluit vir iets te doen, ek sit lank en kyk vir die muur en dan dit kom net na my toe. Ek het gelukkig so gawe gekry. So ek kan goedjies by mekaar visueel. Nou dat jy dit sê, ek onthou ook, ek het al iets gesien van jou, maar dit is nogal 'n rukkie terug wat jy kaal voet op goed klim so scaffolds en jou eie muurpapier plak. Ja, ek love sulke goedjies, ek love DIY en ek het al my eie boor en ek het my eie skroewedraaiers en ek het my laai met my tools en so ek kan 'n ding insien, so dis my lekker om goed te stileer. Maar ek love dit om myself te stileer. Dit voel vir my ek is
Ek is ook die portret wat uitstraal na ander. En ek wil ander kan inspireer om te wys, jy kan met eenvoudige goed kan jy jouself mooi maak. Moet dit duur wees? Nee, dis die hele ding, dit moet nie duur wees nie. Dis 'n kuns om aan te trek, om goedkoop aan te trek. Dis nie 'n kuns om gou-gou na 'n winkel toe te hardloop en die hele mode uittreksel se outfit aan mekaar te sit nie, want dit is klaar vir jou gegee. En dan het jy daar duisende spandeer aan een uitrusting waar jy 4 uitrustings kan hê vir dieselfde prys. En basics, jy moet basiese kledingstukke hê, soos 'n swart T-shirt en 'n wit T-shirt en 'n denimbroek en met dit kan jy so baie doen, want jy kan dit mix and match en dan daarby en bykomstighede. Ek kan nie genoeg praat oor bykomstighede En nie. dit hoef ook nie duur te wees. Nee, hierdie het ek ergens by 'n winkeltjie ergens gekoop, ek weet nie eens waar nie. Ek dink nog. So dit moet net asof jy mooi skoop het. Ja. Maar bykomstighede, want jy kan niks aan hê nie en as jy bykomstighede aansit, dan transform dit jou hele uitrusting. Sjoe. En jy het nou deur 'n siklus gegaan waar jou een besigheid het getransition in iets in wat vir jou seisoen geskep het, wat jou seisoen eintlik oopgemaak het om hierdie passie van jou na te streef. En toe het jy in Oktober van 2024 gesit met 20,000 volgers op jou platform. En van waar staan ons vandag? 132,000 volgelinge op Instagram, ek het oor die 120 op Facebook, ek Facebook nie eers nie, ek weet dit seker nie eers sê nie, en ek is 100,000 op TikTok, wat ek het dit ook eers eintlik onlangs voltyds begin doen op TikTok. So ja, dit het net ontplof en dit is vir my, want ek het toe nou tyd, toe my besigheid moes toemaak, het ek eers in sak en as gesit en toe dog ek, gits, wat gaan ek nou doen? Wat ek is nou afhanklik van ek het nie meer inkomste nie, wat gaan ek doen? En ek het eers gedink, ek gaan nou ophou met hierdie, want dit was 'n hobby en dit gaan nie vir my geld maak nie en dit is. En op 'n dag toe besluit ek, okay, kom ons begin nou van voor af. Ek gaan dit nou nog steeds doen en as dit my motto in die lewe is the Lord will provide. So dit dog ek net by myself, the Lord will provide en dit sal kom. En uit die bloute uit met my ou skare 20,000 followers het mense van Clicks my gekontak en hulle sê ons het jou raak gesien en ons love wat jy doen en van daar af het dit gekom en ek het al met groot brands soos Clicks en Bioderma en Woolworths en W Cafe en al die mense al gewerk en dit is my verskriklik lekker. Ek het En dis 'n voorreg en dit is, mense doen dit nie om raak gesien te word nie, maar wanneer mense jou trade value, dan voel dit soos, sjoe, ek maak 'n verskil. Maar buiten vir die korporatiewe instansies wat jy nou genoem het, Daniel, jy het 'n passie vir die vrou wat by die huis sit. Maak nie saak wat haar grootte is nie. Jy het voor ons nou begin het ook gesê enige vrou kan mooi lyk, maar wat is die geheim? Enigiemand kan mooi lyk. Jy moet jou confidence, ek sê altyd confidence is key. Confidence in 'n rooi lippie. Dit is confidence in 'n goeie lipstick, dan het jy dit. Maar jy moet jou assets raak sien. Jy kan 'n groot lyf hê, jy kan 'n maar lyf hê, maar jy met jou groot lyf het dalk 'n maar middeltjie. Accentuate dit wat jy het, want jy gaan uitstraal in elk geval. En dit gaan oor hoe jy jouself verander laat uitstraal. So as jy met confidence in 'n vertrek inloop, gaan mense klaar na jou kyk, want kyk hoe mooi lyk sy. Jy hoef nie eers mooi aangetrek te wees nie, maar as jy die confidence het, gaan mense dit klaar raak sien. So dit gaan vir my net oor hê daai confidence, bou die confidence en dit laat jou uit jou comfort zone uitklim. Ek was die skaamste mens onder die son. My ma het my gedwing om redenaars te doen. So hierdie wat ons nou doen, nooit gebeur nie. Ek was regtig verskriklik skaam. En ek het myself geleer om met mense te praat en dit is nog steeds vir my verskriklik erg. Ek kan met 'n hele saal van 1000 mense kan ek 'n MC wees en ek kan gesels en ek kan laf wees en maar sodra ek by 'n kleiner, meer intieme geleentheid kom, dan is dit vir my altyd, ek moet iemand soek wat ek ken. Ja. Al hoef ek met confidence in. So jy moet werk aan jouself ook. Dit kom nie net van self nie. Jy kan mooi aantrek en niemand gaan dit raak sien nie, want as jy nie die confidence het nie, you won't own it. So dit is jou wenk. Wat kan ons in die toekoms verwag van jou en jou platforms? Wat is jou visie vir 2025? Ek het myself beloof ek gaan geen nuwejaarsvoorneme hierdie jaar nie. I'm going to go with the flow. Ja. The Lord is going to provide.
Maar ek wil graag my platform groei, ek wil meer mense inspireer. Ek het ek dink daaraan om dalk soos one-on-one styling masterclasses te doen, maar ek is nog vereers gaan ek nou eers konsentreer om my platform te laat groei en stelselmatig mense te inspireer en ja, soos ek sê, ek het nie eintlik daar is nie 'n want dit voel vir my daar is nie 'n boek waarvan jy kan werk nie. Dit alles gebeur so vinnig. Ja. So en jy moet heeltyd aanpas. Ja. So ek het En dan buite in jou professionele loopbaan op die stadium is jy vrou en jy's mamma van 2 kinders waarvan een kan julle glo hierdie pragtige vrou is 'n ma van 'n hoërskoolkind onder andere. So en dit hou jou ook besig. dit hou my besig. So dit's nog 'n ding. Dit gee my eintlik 'n geleentheid. Ek spot altyd ek sê ek werk net tot 12:00 toe, maar dit gee my 'n geleentheid om my werk te kan doen in die oggend en dan in die middag aan my kinders te spandeer. Want ek het ook agtergekom as 'n voltyds en ek weet dis baie swaar. Dis baie swaar om 'n voltydse ma te wees en 'n voltydse werkende vrou te wees. En jy moet rondjaag in die middag en dan moet jy weer terugjaag en in die aande moet jy huiswerk doen en dit is regtig, dit is moeilik. Ja. So ek is nou in 'n begaafde posisie om in die oggende my werk te kan doen. Al vat dit nie net oggend nie. En in die middag tyd om my kinders te spandeer want dit voel vir my anders mis jy dit. Ja. Jy mis daai. Ja, en dit is 'n seisoen en hoe bevoorreg is 'n mens nie om dit so te kan doen nie. Jy het nou al die wêrelde beleef van voltydse werkende mamma en nou het jy die geleentheid gekry om die seisoen te embrace. En Daniel, van ons kant af wil ons net vir jou sê, ons bid jou alle sukses Dankie. vorentoe toe. Ons sien uit om dalk in die toekoms weer met jou te praat om vir die wêreld en vir in en om platteland en in en om Suid-Afrika te wys wat se hoë hoogtes jy bereik, want sy staan met haar 2 voete plat op die aarde. En van die tyd koffie. En jy inspireer ons nie net met jou video's van hoe 'n mens kan aantrek en hoe jy goed kan pas nie, maar jou hart. Daniel, as 'n mens net die voorreg het om 10 minute met jou te sit, jy verlig 'n vertrek en soos jy sê, dit is nie noodwendig die attire nie, dit kom van binne af. Jy straal en dankie vir daai lig wat jy bring. Oh. Nie net hier in die platteland nie, jy bring daai lig nou wêreldwyd. Ag, dankie vir alles. En dankie dat jy my vandag het.